Jy glo. Anders sou jy nie na hierdie sielsgedagtes geluister het nie. Ek glo ook met my hele hart en siel. Maar as ons eerlik is daar ook tye wat ons geloof maar flou is. Dalk het jy ook al soos ek beleef, dat jy so half uit kontak met jou oortuigde, entoesiastiese geloof is. Dat jy dikwels net spook om kop bo water te hou met die lewe se werklikhede, en dat jy amper nie nog plek in jou gedagtes of leefwêreld het vir geloof nie. Dit mag ook wees dat jy, om watter rede ook al, uit oefening geraak het met jou goeie gewoontes, soos gebed en Bybel lees en stil word. En dan is ons geloofspiere mos lui om weer te begin werk. Jy kan ook met tye ervaar dat God jou nie hoor nie. Jy het dan so mooi gevra vir iets en om gepleit en toe die teenoorgestelde gebeur. Moet 'n mens dan in God glo wat dan nie getrou is nie? Dink jy dalk? En dan is daar natuurlik die nare waarheid dat ander mense na wie jy opgekyk het, selfs ander geloofsmense jou diep teleurgestel het, geskok het of selfs baie seer gemaak het. En jy dink, as geloofsmense so lyk, moet ek dan glo? Wanneer jy bewus is van so 'n fase van twyfel, kan jy daaraan vashou dat geen mens altyd ewe sterk en oortuigend glo en passievol oor die evangelie is nie. Geloofskrag is nie altyd dieselfde pad nie. Veel eerder is dit 'n traject wat soms opwaarts, ander kere afwaarts beweeg en soms ook maar net op een lyn bly, sonder veel groei. Die feit dat jy daaraan dink en besef dat jy nie nou op 'n goeie geloofsplek is nie, is 'n teken daarvan dat die Gees in jou werk. Dat God self na jou verlang, diep vir jou omgee en jou opnuut bewus wil maak van sy lewende en liefdevolle uitreik na jou. Dat hy jou wil help om weer met oortuiging te glo. My gebed is dat jy die woorde van Dawid in Psalm 138 vers 3 tot 6 sal ervaar. Op 'n dag het ek tot u gebid. U het na my geluister en my gehelp. My lewe het verander, want u het my met nuwe moed en krag gevul. Niemand is groter as die Here nie. Sy grootheid lê daarin dat hy mense raak sien en help, wat dit self nie kan doen nie.